Goeiemôre broers en susters. Almal wat hier saam met ons is, al die besoekers wat ons ook hier sien, julle is baie hartlik welkom vanmôre. So saam met ons hier in die erediens in die kerkgebou. Ek kry nogal koud vanmôre, ek weet nie of julle koud kry nie. Voel net of ek nie wil warm raak nie. Ek het hier net 'n prentjie saamgebring wat van toepassing is op die nagmaal. Die brood wat ons breek en die wyn wat ons daarmee saam geniet. Maar in besonder vanmôre die fokus op die brood. Ek gaan vir ons voor en dan gaan ons as gemeente ook daarmee saam reageer. So ek gaan begin met hierdie woorde uit Johannes hoofstuk 6. Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Loof die Here, want hy is goed en aan sy liefde is daar geen einde nie. Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, wees ons genadig. Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, ontferm u oor ons. Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, gee ons u vrede. Geliefdes, genade en vrede vir julle elkeen van God ons Vader, van die Here Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Kom ons buig net ons hoofde in aanbidding. Vader, ons kom na U toe vanmôre, om dankie te sê vir 'n voorreg om hier in die kerkgebou by mekaar te kan wees. Dankie vir 'n voorreg om U woord te kan hoor, om te kan sing, om te kan juig, om te kan jubel, om te kan hoor, Here Jesus, dat U die brood van die lewe is. Dankie dat ons dit kan vier vanmôre met die brood en ook met die wyn of die druiwesap. Dankie dat U vir ons uitgenooi het om rondom hierdie nagmaalstafel ook so by mekaar te kan wees. Ons eer U as die Vader wat alles vir ons voorsien en gee, en wat ons ryklik oordek met sy genade en met sy goedheid. Here Jesus, ons kom aanbid U vanmôre. Ons kom buig voor U, omdat U ons verlosser is en omdat U gekom het, omdat U ons losgekoop het, sodat ons vry en vrylik U woord kan verkondig en kan luister na U woord. Dankie Here Jesus dat ons vanmôre in opgewondenheid kan getuig en kan sê en dit kan vier dat U die lewe is, die een wat lewe gee en lewe bring. O Heilige Gees, ons kom na U toe vanmôre. En U woord sê, dit is U wat lewend maak. Kom maak ons opnuut nog 'n keer lewend. En dankie dat U ons lewe onderhou en in stand hou. Dankie dat ons kan weet dat U deur U genadige inwoning vir ons beseël
vir ons bekragtig, ons u getuies maak, sodat ons ook kan gaan leef en doen dit wat u van ons vra. En ons bid dit, Here Jesus, dat u self, deur u Gees, deur die genade van die Vader vanmôre, ons elkeen sal kom besoek en by ons elkeen sal wees. Vader, dankie dat ons kan weet dat u met elkeen is wat vanmôre hier sou wou wees, maar nie hier kan wees nie. Ons dink aan hulle wat siek geword het. Ons dink vanmôre, Vader, aan Charlene wat nog sukkel met haar gesondheid. Ons dink vanmôre aan Tannie Elsie wat baie verswak het. Ons dink vanmôre, Here, aan Daleen, soos wat ons nog die nuus gehoor het, wat in die hospitaal en intensief is. Vader, ons bid vir Christina, wat geval het en haar rug baie seer gemaak het. Vir Corneille wat geopereer is. Ons bid, Here, dat u hand van genade en genesing en vertroosting en bemoediging oor hulle elkeen sal uitstrek en vir hulle sal toevou met u wonderlike genade. En vir hulle wat help versorg en na mekaar kyk, gee genade, Here. Ons eer u vir u guns en u goedheid. Vader, ons dink aan baie mense wat nie hier is vanmôre nie, wat met verlof is en op ander plekke teenwoordig is. Maar ons gebed is dat u self vir ons elkeen sal seën. Vader, ons dink aan ons dorp, ons gemeenskap, aan die ander gemeentes hier in hierdie dorp, die PPK en die AGS en die Gereformeerde Kerk en die Hervormde Kerk en die AP Kerk en ook ander groepe wat by mekaar kom om u te dien. Nie net in ons dorp nie, maar ook in ons omgewing en oralste, Here, waar u kinders vandag by mekaar is. Seën en gee genade en lei ons in 'n ware, innige ontmoeting met u. Ons bid nou u genade op ons af en ook op hierdie gemeente. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Geliefdes, ons gaan saam lees vanmôre uit Johannes hoofstuk 6. En julle sal sien, dis 'n klomp verse. Ek het in die begin gewonder, moet ek dit lees en nie, maar net soos wat ons aan die gang is, vir julle gedeeltes daarvan lees nie. Maar nou is ek aan die ander kant skrikkerig dat julle die konteks verloor. Van hierdie gedeelte. So ek het gekies om dit vir julle te lees vanmôre. Dit gaan oor 'n gesprek wat die Here Jesus het met die Jode. Dis 'n gesprek wat eintlik al by hoofstuk 6 begin, waar die Here Jesus die brode vermeerder, die brode, 5 broodjies en die 2 visse, waaroor ons laasweek met mekaar gepraat het. Want dit gaan oor die teken. En ons praat baie keer van die wonderwerk, maar Johannes praat van 'n teken, en 'n teken verwys altyd na iets anders. So die vermeerdering van die brood en die visse het verwys na iemand anders, iemand wat versorg en brood gee. Jesus wat op die see loop. En dan kom ons hier by vers 22. En Jesus praat nou met die Jode. En miskien moet ek dit net vooraf sê, voordat ek lees. Hierdie hele gesprek is in die konteks van die Judaïsme gegied.
En die Jode en die hulle wat aan die Here Jesus, aan die Vader behoort het volgens die tradisie so uit die Ou Testament, hulle het gesê, ons vier die verlossing uit Egipte. Daarom is die agtergrond deel hiervan, soos wat dit hier staan in hoofstuk 6, die Paasfees van die Jode is naby. So, in hulle gedagtes en hulle gemoed het hulle koneksie met Egipte en die verlossing en ook met die lam wat geslag word en met die ongesuurde brood en met die uittog uit Egipte uit, die manna wat gekom het terwyl hulle in die woestyn was. So die verlossingskonteks is deel van die agtergrond van hierdie gedeelte. Die Jode het gesê, daar's 'n profeet soos Moses. Hy sal kom. Daar is 'n uittog uit Egipte, maar daar kom 'n nuwe uittog deur die Messias wat op pad is. En dan word die Here Jesus hier genoem in Johannes 6 vers 14. Ons gaan dit nie saam lees nie. Hy sê, toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil koning maak, het hy verder die berg opgegaan. Maar dan sê hulle in vers 14, dis vers 15, vers 14 sê die mense, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. So die Jode het klaar hierdie konteks en hierdie koneksie gemaak van Jesus is die profeet. Het gaan hier oor die Pasga, die lam, die brood. Jesus verskuif dit na homself toe. Hy praat oor brood en oor bloed. So die manna gedeelte, die brood gedeelte sê hulle, en ons gaan dit nog ook lees uit hierdie gedeelte, gaan oor Moses wat gesorg het met die manna. En dan sê die Here Jesus, teenoor die manna wat tydelik is, kom ek wat ewig is. So kom ons lees net hierdie gedeelte met mekaar saam. Die mense wat oorkant die see was, het gesien, dat daar net een skuitjie is en geweet dat Jesus nie saam met die disippels in die skuit geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Die volgende dag kom daartoe ander skuitjies van Tiberias af, naby die plek waar die mense die brood geëet het, nadat die Here daarvoor gedank het. Toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie, en sy disippels ook nie, het hulle in die skuitjies geklim en na Kapernaum toe gevaar op soek na Jesus. Toe vra hulle hom, oorkant die water kry, vra hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hierheen gekom? Jesus antwoord nie dit vir hulle nie, maar ons onthou nou dat hy op die see geloop het, nee. Toe antwoord Jesus hulle, dit verseker ek julle soek my, nie omdat julle die wonderteken gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie, en wat die ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. Hulle vra hom toe, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Hulle sê toe vir hom, watter wonderteken kan u doen, sodat ons dit kan sien en in u kan glo?
wat gaan u doen? Ons voorvaders het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan, hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. En Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir julle brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee tog vir ons altyd hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds vir julle gesê, julle sien my en tog glo julle nie in my nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Ek het van die hemel afgekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Dit is die wil van die Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Die Jode het gemor, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel gekom het. Hulle het gesê, is dit nie Jesus die seun van Josef nie? Ons ken mos sy pa en ma. Hoe kan hy nou sê, ek kom uit die hemel? En Jesus sê toe vir hulle, moenie so onder mekaar mor nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe stuur nie, na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. By een van julle profete staan daar geskrywe, en hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Dit wil nie sê dat iemand anders al die Vader gesien het nie, net hy wat van die Vader afkom. Hy het die Vader gesien. Maar dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet, en tog gesterwe. Maar hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet, en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit, sodat die wêreld kan lewe. Die Jode het toe onder mekaar begin stry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle. As julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my, en ek in hom, soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dus
dit geëet en tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe. Dit het Jesus gesê toe hy die mense in die sinagoge in Kapernaum geleer het. Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se disippels gesê, wat hy nou sê, is darm te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? Jesus het self geweet dat sy disippels hieroor mor, en hy sê vir hulle, skrik dit julle af? Wat dan nog as julle die seun van die mens sien opvaar na waar hy voorheen was? Dit is die gees wat iemand lewend maak, die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die gees, en dit gee lewe. Maar daar is party van julle wat nie in my glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie. En dit is en wie dit is wat hom sou verraai. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kom na my toe as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. Hieroor het baie van sy disippels omgedraai huis toe en nie meer saam met hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewig lewe, en ons glo vas, en weet dat u die heilige van God is. Jesus het daarop vir hulle gesê, het ek nie self julle 12 uitgekies nie? En een van julle is 'n duiwel. Hy het Judas die seun van Simon Iskariot bedoel, want hy het hom verraai. Hy sou hom verraai. Hy was een van die 12 was. Ons gaan net hierdie gedeelte met mekaar so saam lees. Geliefdes, as ons fokus op die brood vanmôre, op dit wat die Here Jesus in hierdie gedeelte sê, dan wil ek graag hierdie tema net onderstreep vanmôre. Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe. Wanneer hierdie mense die Here Jesus soek, hier soos wat ons gelees het in vers 22, dan soek hulle hom en doen hulle baie moeite om by die Here Jesus uit te kom. Hulle is besig om met die bootjies te roei en heen en weer te kyk en te vra, waar is Jesus dan? Ek en jy doen ook moeite om by die Here Jesus uit te kom. Onder andere het ek en jy vanmôre moeite gedoen om hier by die kerk by mekaar te kom. Om hier te kom luister na die woord van die Here. Om die nagmaal saam te vier. Dit het jou iets gekos om hier te kom vanmôre. Om op te staan, die koue te trotseer. Om hier na toe te kom, kos vir jou petrol. Dit kos vir jou om hierheen te beweeg. En om nie lekker in die bed te bly en die koue op 'n ander manier te hanteer nie. En tog, geliefdes, wanneer die Here Jesus hulle antwoord, dan sê die Here Jesus vir hulle, ondersoek jou motief, ondersoek jou hart. Waarom soek jy my? As ons dus vanmôre so by mekaar kom, wil ek dit net weer herhaal. Ondersoek jou motiewe, ondersoek jou hart. Waarom is jy hier? Waarom wil jy Jesus volg? Waarom soek jy na sy teenwoordigheid? Sien, want wanneer hy hierdie mense antwoord,
en hulle vir hom vra, hoe het jy hier gekom? Dan sê hy nie vir hulle rondom die wonderwerk waar hy op die water geloop het nie. Hy praat met hulle net oor dit wat in hulle hart is en hoekom hulle hom soek. En hy sê vir hulle, julle soek my nie oor die wonderteken nie. Julle soek my nie omdat ek die profeet is wat gekom het nie. Julle soek my nie omdat ek die een is wat vir julle deur die vermeerdering van die brood dit gewys het dat God my bekragtig het as verlosser nie. Julle soek my nie oor die teken, oor dit wat dieper is as brood nie. Hy sê, julle soek my omdat julle brood geëet het. En julle wil weer 'n vrye ete hê. Julle wil maar net nog 'n keer met brood gevoed word. Daarom sê die Here Jesus ook vir my en vir jou vanmôre, ons moet seker maak hoekom ons hier is. Wat is ons motief as ons sê ons volg Jesus? Is dit omdat hy vir ons sorg, omdat ons glo dat hy vir ons voorsien in hierdie wêreldse behoeftes? Of lê dit vir ons dieper? Ja, natuurlik sorg die Here vir ons in ons wêreldse behoeftes en aardse behoeftes. Maar die Here Jesus sê, daar's 'n dieper rede. En hy sê die regte rede is dat julle nie moet soek na dit wat verganklik is nie, maar dit wat nie vergaan nie en wat die ewige lewe bring. Soek na die brood, na die voedsel wat nie vergaan nie, maar wat die ewige lewe bring. En wanneer die Here Jesus dit vir hulle sê, dan fokus hy onmiddellik op homself. En dan sê hy, ek is die brood van die lewe. Ek is die een wat lewe gee. Kan ek dit net in enkele van hierdie verse weer vir julle net uitwys? Hier in vers 27, wanneer die Here Jesus met hulle praat, dan sê hy vir hulle, die brood wat nie vergaan nie, en wat die ewige lewe gee, dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom daartoe bemagtig. Hy sê verder in Johannes 6, dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood gegee het nie. Dit is my Vader wat dit vir julle gee, en wat hy vir julle gee, is die brood wat uit die hemel kom. Die brood wat vir die wêreld lewe gee. En dan sê die Here Jesus, vers 35, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Ek is die brood wat lewe gee, vers 48. Dit is 'n tema wat heeltyd uit hierdie gedeelte kom, waar die Here Jesus homself vergelyk met die brood wat hulle ontvang het, toe hulle op uittog was uit Egipte. Maar hy vergelyk hom ook met die brood wat hy vir hulle uitgedeel het, toe hy die brood vermeerder het. Dit wat tydelik is, teenoor dit wat ewig is. En dan kom die Here Jesus dieper net om te praat, as net om te sê, ek is die brood. Dan sê hy, julle voorouers het manna geëet, ek is die lewende brood wat uit die hemel kom. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe.
En as 'n mens dan nou verder gaan lees, dan praat die Here Jesus hier met hulle, as hy dit gesê het, en hulle vra vir hom, hoe is dit moontlik? Dan sê hy, ek verseker dit vir julle. As julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. My liggaam is die ware voedsel. My bloed is die ware voedsel. Die ware drank. My Vader het my gestuur en ek sal deur hom en ek lewe deur hom, so sal hy wat my eet deur my lewe. Geliefdes, hier kom sê die Here Jesus, ek is die brood wat lewe gee. Ek het vir myself gevra, wie ontvang nou hierdie brood? As die Here Jesus sê, julle soek dit, maar daar is verkeerde redes. Die regte rede is, Jesus is die brood van die lewe. Hy gee lewe, hy gee die ewige lewe. Maar wie ontvang dit? Hierdie gedeelte berei dit redelik wyd daaroor uit. Hy sê die belangrike vraag, die belangrike vraag is, wat hulle hier kom vra, as ons 'n antwoord wil kry op wie ontvang die brood van die lewe, dan sê hulle vir Jesus op 'n stadium in hierdie gedeelte, wat moet ons doen om die werke van die Vader te doen? Wat moet ons doen om te doen wat God tevrede stel? En dan praat hulle van werke. En dan antwoord die Here Jesus vir hulle in Johannes, in hierdie volgende gedeelte, hy sê, die werk van God is dat julle sal glo in hom wat hy gestuur het. Sien geliefdes, wanneer die Here Jesus praat oor homself as die brood van die lewe, en die disippels of die volgelinge wat nou daar by mekaar is, vra, wat moet ons doen om die werke te kan doen wat God van ons vra? Dan het hulle hierdie idee van ons doen werke. Ons doen 'n klomp dinge. Ons is besig om te vas, ons is besig om te bid. Ons is besig om 'n klomp dinge te gaan doen. Ons is besig met 'n klomp rituele. Maar wanneer die Here Jesus antwoord, dan sê hy enkelvoud, die werk van God is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Die Here Jesus praat van dit wat God vra, is een enkele ding. Geloof. Glo in Christus, wat gestuur is. Sien, die belangrike beginsel wat die Here Jesus hier gee is, ek is die brood wat uit die hemel kom en wat lewe gee. Die Vader vra dat jy dit sal glo. Ek het vir myself gevra uit hierdie gedeelte, as ek dan nou glo, wat sou dit beteken? En hierdie gedeelte sê dit vir ons baie duidelik. Hy sê vir ons in hierdie gedeelte, om Jesus te ontvang, om te glo, beteken dat jy die regte keuse sal maak. Dat jy 'n persoonlike keuse sal maak.
Hulle wat saam met die Here Jesus was, het op 'n stadium toe die Here Jesus met hulle gepraat het en gesê het dat hy die soenoffer gaan word, dat hy sy lewe gaan gee, dat hulle hom moet eet, dat hulle sy bloed moet drink. En dis nie letterlik nie, dit is 'n geestelike beeld wat die Here Jesus hier gebruik, en dit hou en dit connect met geloof. Dan sê die Here Jesus, as jy dit nie doen nie, dan het jy nie deel aan my nie. En hulle sukkel om hierdie ding te verstaan. Want vanuit die Joodse agtergrond lê hierdie ding van jy mag nie bloed eet nie of bloed drink nie. Jy mag nie die liggaam eet nie. Die Here Jesus trek die lam en die ongesuurde brood na homself toe terug en sê, my liggaam is die ware voedsel, my bloed is die ware drank. En wanneer hulle vra, hoe kan dit gebeur, dan bevestig die Here Jesus net eenvoudig vir hulle dat 'n persoonlike keuse werklik nodig is. Want hy sê vir hulle, as julle nie my eet nie, en nie my bloed drink nie, het julle nie deel aan my nie. En weer eens wil ek vir julle sê, dit is geestelik, dit is nie letterlik Jesus se vleis eet en sy bloed drink nie. Hy sê dit is om te glo. Dit is om Jesus so deel van jou lewe te maak, soos wat jy vleis sou eet en iets sou drink, dat dit jou liggaam sal voed, deel sal word van jou hele sisteem, verteer sal word in jou binneste, en na elke selletjie van jou liggaam toe sal beweeg. Net so sê die Here Jesus, moet jy met my gemeenskap hê, moet jy my eet, moet jy my drink, moet jy my as die brood van die lewe deel maak van jou lewe. Here Jesus, ek soek na U. Soek U my oor die voordele hier op die aarde, of soek U my omdat ek werklik die profeet, die Messias is, die brood van die lewe is, die een wat vir jou in jou gees lewe gee. Die skare het 'n keuse gemaak, en hierdie gedeelte sê dit vir ons baie duidelik, hulle het weggegaan, hulle het Jesus verlaat. Daar was 'n groot terugdraai, terug na die wêreld toe, weg van Jesus af. En hy kom sê, vir my en vir jou, en hy het dit hier vir hulle ook gesê, hierdie persoonlike keuse, kom wanneer die Vader jou na my toe trek, en na hom toe trek. Hierdie keuse kom wanneer die Heilige Gees jou tot lewe en tot geboorte bring. Hierdie persoonlike keuse kom wanneer jy die woord dat ek die brood van die lewe is, sien as die geestelike, die lewende woord. Daarom het baie omgedraai, want dit is te erg. Wat hy nou sê is te erg. Is te moeilik om werklik Jesus in die heel middelpunt van jou lewe te sit. Hy vra vir sy disippels, wil julle nie ook maar weggaan nie? Wil julle nie ook maar weggaan nie? En dan antwoord Petrus, namens hulle almal, dan sê hy, Here, na wie toe sal ons gaan? Na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat lewe gee.
Op 'n ander plek het hulle gesê, net soos hier in Johannes 6, U is die Heilige van God, U is die Seun van God, U is die Messias. U het gekom om U lewe te gee, sodat ons kan lewe. Geliefdes, as ek vanmôre die nagmaalsformulier vir julle moet lees, dan het ek gekies om dit te doen uit 1 Korintiërs 11. 1 Korintiërs 11 vers 23 tot by vers 26. En dit sluit aan by die gedeelte wat ons saam gelees het. Paulus sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. En elke keer wat julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Vader, ons wil graag vanmôre onsself voor U verootmoedig. Ons wil voor U kom staan in diepe afhanklikheid en diepe toewyding en in oorgawe. Ja, Here, ons wil U nie soek oor die aardse en die tydelike wat U gee nie. Ons soek U omdat U waarlik die Seun van die lewende God is. Omdat U die brood is wat uit die hemel gekom het en vir ons lewe gee. Ons soek U omdat U deur die Heilige Gees in ons lewe kom werk. En soos wat U vertel het op 'n stadium van 'n jong man wat sy pa se erfporsie aan hom gevat het en dit uitgemors het en in sy nood teruggedink het. So dink ons terug vanmôre aan ons eie lewe. En dan wil ons kom sê, soos hierdie verlore seun gesê het, ons sal teruggaan na ons God en ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus. Ons het teen U gesondig. Ons is dit nie werd nie, Here. Maar dan hoor ons uit U woord, dat U met oop arms na ons toe kom, en vir ons kom sê, kom, kom my kind. Ek trek vir jou 'n nuwe kleed aan. Ek was jou sonde weg, en ek trek vir jou 'n skoon, rein kleed aan. Ek reinig jou in die bloed van die lam, omdat jy glo. Ek trek vir jou 'n ring aan jou vinger, en ek bevestig daarmee dat jy aan my behoort. Trek vir jou nuwe skoene aan jou voete, sodat jy kan loop op die pad wat ek vir jou gee. En ek vier fees saam met jou. Want ek het my seun vir jou gegee, sodat jy in hom kan glo, sodat jy simbolies, geestelik, sy liggaam
kan eet en sy bloed kan drink. Ons buig voor U, Here. En ons vra dat U ons in ons ongeloof, in ons twyfel, in ons menswees tegemoet sal kom en dat U deur die Heilige Gees, deur U woord in Jesus ons sal bekragtig met 'n lewende, kragtige geloof en verhouding met U. Amen. Ek wil graag vra dat van die diakens, Etienne en Anton, kan ek dalk vir julle vra om net vir ons hier die tafel voor te berei asseblief. Geliefdes, terwyl dit gebeur, sing ons lied 253, U het die brood gebreek. Kom ons sit net so, dan sing ons hierdie pragtige lied saam. Geliefdes, terwyl ons so gereed maak om aan te sit, kom ons bely net ons geloof, sodat ons daarmee bevestig, ons soek nie die tydelike nie, maar ons soek die ewige. Kom ons staan, dan doen ons net saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Baie dankie. Daleen, jy is welkom om ook te kom. Ek wil net die instellings en goed te doen. Anton hoor, dan sal ek vir julle gee. Geliefdes, ons gaan dit so reël met die nagmaal. Ek gaan die instelling doen van die tekens van die brood en van die wyn. En dan gaan die diakens dit vir julle uitdeel. En soos wat julle dan die brood of die wyn of druiwesap, die middelste klomp glasies is druiwesap, soos wat julle dit neem, kan julle
die offer, die soenoffer van die Here Jesus vier. Geliefdes, die brood wat ons neem, dit is ons gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam vir jou gebreek is tot 'n volkome versoening van al jou sonde. Geliefdes, die beker van danksegging, dit is ons gemeenskap met die liggaam en met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan, glo dat hy sy bloed vir jou gestort het tot 'n volkome versoening van al jou sonde. Ons nooi julle almal uit om deel te neem aan hierdie nagmaal ete waar die Here Jesus homself vir ons kom gee het en kom bevestig het. So as jy die kelkie ontvang met die brood en die wyn, kan jy rustig op jou tyd dit gebruik. Dankie Anton. Dankie Etienne. Vader, ons sê vir U net baie dankie. Dankie dat U ons so lief het, dat U vir ons voorsien het, sodat ons die ware brood kan hê, Jesus Christus, wat nie vergaan nie, en wat vir ons die ewige lewe gee. Ons eer U daarvoor. Ons loof U, Here, omdat U vir ons goed is. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af met 'n loflied tot eer van die Here. Lied 215, ons gaan daarvan so enkele vers of wat sing. Kom ons staan. Besing die lof van Jesus naam, ook engele bring om eer. Juich hemelharde om sy naam, en die kom, kom, Christus is neer. Vernacht van Israel, hier U Messias eer. En Hem as Immanuel, en so kom, prijs Christus is neer. Verbraasd mens aanvaardig nou, dat hy jou heil begeer. Heer jou en sy gees sal jou laat loop en pryzen, loof Christus is neer. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding kom en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geliefdes, geniet julle dag, geniet julle week, die Here seën vir julle. Kom drink gerus 'n koppie koffie saam.